Geliefdes, hartlik goeiemôre en baie welkom by hierdie kort oordeenking. Ons skriflesing vir môre en ook in die erediens sal wees Deuteronomium 32 vers 7 tot 14. Maar dit sal goed wees as jy ook maar die hele hoofstuk sal lees, net om ook die konteks ten volle te begryp. In vers 7 staan daar: Dink aan die dae lank verby, vergeet nie die dae van jou voorgeslagte. Geliefdes, die volk van die Here is op die spreekwoordelike voorhand om die beloofde land in te trek. En soos ons almal weet, sou Moses nie die voorreg hê om die volk die beloofde land in te lei nie. Dit sou wel Josua wees. En nou hier in Deuteronomium 32 voer Moses as ware een van sy laaste opdragte uit. Hy leer hier in hierdie gedeelte die volk 'n lied. 'n Lied wat die Here opdrag gee hulle gereeld moet sing daar in die beloofde land. 'n Lied met die tema: Dink aan die dae lank verby, onthou julle voorgeslagte. Moses wil in hierdie lied vir die volk sê: julle moet een ding weet. As julle binnekort saam met Josua die beloofde land binnentrek, gaan dit nie elke dag maar net maanskyn en rose wees nie. Nee, die volk moet weet, daar lê baie uitdagings voor. Daar is gevegte wat geveg sal moet word. Daar is uitdagings wat hulle te bowe sal moet kom. Daar gaan tye wees wanneer die volk moedeloos gaan word, wanneer hulle gaan begin vra, waar is God hier in die beloofde land? Is hy saam met ons hier? En daarom dan hierdie spesifieke vers in die lied, vers 7. Dink aan die dae lank verby. Onthou die dae van jou voorvaders, waar God wonderbaarlik ingegryp en gered het. Hierdeur, sê Moses vir hulle, sal julle moed skep, sal julle weet dat God, wat julle tot hiertoe gedra het, ook sal deurdra om die beloofde land ten volle te kan besit. En as ons nou die sprong maak van die volk Israel na ons vandag, dan weet ons, geliefdes, dat om Christen te wees, om te sê ek is 'n kind van die Here, is nie ook nie elke dag maklik nie. Daar kruis dikwels so baie uitdagings ons lewenspad, dat ons soms ook moedeloos word, en dat ons in twyfel verval, en wonder, maar waar is God in ons lewe? As Nuwe Testamentiese gelowiges het ons natuurlik baie mooi teksverse, verse van bemoediging, verse wat vir ons bevryding gee om die krisis te oorbrug. Ek noem sommer vinnig maar net 2. Dink maar aan Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dink maar in Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Om daaraan vas te hou is wonderlik. Dit gee vir ons die krag. Maar geliefdes, in die teks van Deuteronomium 32 vers 7 wil God ook vandag vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges sê, onthou 'n bietjie aan jou verlede. Onthou 'n bietjie die geleenthede in jou verlede, waar ek as God jou op 'n wonderbaarlike wyse onderskraag het en deur krisisse gelei het.
Ja, die Nuwe Testamentiese teksverse is wonderlik, maar dink 'n bietjie terug. Onthou 'n bietjie daardie kere toe jy in 'n krisis was, toe ek jou daaruit gelei het. Laat dit jou ook moed gee en durf gee vir die toekoms wat voorlê. En dit is dan vanmôre ook die oproep. Onthou om die Here in die verlede raak te sien, waar hy jou op 'n besondere wyse onderskraag het. Iemand het dit so mooi geskryf, en ek deel dit graag met jou. In elkeen van ons se lewensdagboek is daar soveel unieke inskrywings, waar God in ons lewe ingegryp het. Laat ons onthou om dit te onthou in tye van swaar kry en te neergedruktheid en twyfel. Kom ons sluit net die oë. Here, ek wil U ingrype in my lewe in die verlede. Ek wil dit gebruik om moed te skep vir die hede, vir elke dag wat voorlê. Amen.